Goeienaand. Die wolk van God se teenwoordigheid. Daar hang 'n wolk oor ons lewe. Ongeag waar jy vanaand in jou lewe is. Ongeag die voorspoed of die teëspoed van hierdie dag in jou lewe. Dit is die wolk van God se teenwoordigheid. Die gebeure wat in Numeri 9 vir ons beskryf word, vind plaas op 'n belangrike stadium in Israel se uittog uit Egipte na die beloofde land Kanaan. Die beskrywing vorm deel van die organisatoriese reëlings met betrekking tot die trek van Israel in die woestyn. Hoofstuk 1 tot 10 van Numeri. Die Here gee self voorskrifte aan sy volk oor hoe en wanneer hulle moet kamp opslaan, in watter volgorde hulle moet kamp, en wanneer die kamp weer opgebreek moet word en hulle weer verder moet trek. Al die detailreëlings in hierdie hoofstukke dui daarop dat die Here self sy volk lei en dat hulle aan hom gehoorsaam moet wees. Die sentrale posisie van die Here in die midde van sy volk word sigbaar met die tabernakel of die tent van ontmoeting wat reg in die middel van die kamp opgeslaan moes word. Die Here is die middelpunt van alles wat gebeur. Die teenwoordigheid van die Here word sigbaar in 'n wolk. Ons lees in Numeri 9 vanaf vers 15. Die dag toe die tabernakel, die tent met die getuienis opgerig is, het 'n wolk dit oordek. In die aand het die wolk oor die tabernakel soos vuur geword, en dit het so gebly tot die môre toe. So was dit derentyd. Die wolk het die tabernakel oordek, en snags was dit soos vuur. Elke keer nadat die wolk van die tent af opgetrek het die Israeliete weggetrek, en op die plek waar die wolk afkom, daar het die Israeliete kamp opgeslaan. Op bevel van die Here het die Israeliete weggetrek, en op sy bevel het hulle kamp opgeslaan. Gedurende die hele tyd dat die wolk op die tabernakel gerus het, het hulle in die kamp gebly. Die wolk is in die Bybel 'n teken van die Here se teenwoordigheid. Die Here het met Moses in 'n wolk op Sinaï gepraat. En in die Nuwe Testament, met die verheerliking van Jesus op die berg, het hy helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en 'n stem het uit die wolk gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Matteus 17. Met Jesus se hemelvaart neem 'n wolk hom weg. Handelinge 1. En met sy wederkoms sal hulle die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Matteus 24:30. Sy teenwoordigheid in die wolk is egter nie net gerusstellend nie, maar dit dui ook op sy soewereiniteit as Here van sy volk. Die wolk het bepaal of en hoe lank die volk op 'n bepaalde plek moes kamp opslaan. Die wolk het die pad daarheen aangedui. Die wolk het ook 'n skaduwee in die semi-woestyn waardeur hulle moes trek gebied. Die volk moes leer om in hierdie heerlike, heilige, soewereine teenwoordigheid van die Here te lewe, om onder die wolk van God se teenwoordigheid te lewe. Natuurlik is dieselfde Here steeds in ons lewe teenwoordig. Dit het sigbaar geword met die koms van sy seun Immanuel na hierdie wêreld. En sy gees slaan nou in ons harte, van waaruit ons hele lewe bepaal word, in die middel daarvan tent op. Ons kan oortuig wees van die Here se teenwoordigheid wat soos 'n wolk oor ons lewe hang. Mag ons in die toekoms anders na wolke kyk. Mag dit ons herinner aan die gerusstellende teenwoordigheid van die Here deur sy gees in ons. Mag dit ons herinner aan die feit dat ons gehoorsaam aan die soewereine Here moet lewe en agter hom moet aantrek. En mag ons met afwagting elke wolk dophou, asof dit die wolk is waarop ons Here Jesus Christus weerkom. Goeienaand.